Dis 'n wonderlike geleentheid om so saam te kan wees. Ons is die Here baie dankbaar vir die oomblikke saam rondom die woord van die Here. Terwyl ek nou praat, gaan altyd die poskaartgrootte uitdeel van die kaart wat ons van behandel. Ek weet almal gaan nie nou kry nie. Nou moet jy nie dink, ag nee, dis nou verby en môre, of laat ek so sê, die pakkie wag ergens hier by 'n Pep Stores. By Paxi, laat ek hom net gaan haal en môre aand gaan ons dan vir u wat nie gekry het nie, sal ons vir u 'n poskaart grootte gee. U moet asseblief aantekeninge maak en doen wat u graag wil doen agterop die hou in die Bybel en as daar ooit 'n punt kom wat u met iemand anders gaan gesels, kan u dit gerus doen. Dit was so wonderlik om die liedere te hoor wat u gesing het. En so baie keer sing ons liedere omdat dit uit gewoonte is en ons let nie op die woorde wat ons sing nie. Elke lied is omtrent 'n gebed. Ons het gesê, laat dit kom, o Heer, ons bid u, stort die strome. En ek wonder of u glo wat u gesing het. Het u dit bedoel wat u gesing het? En nou die ander vraag, en as dit kom wat ons gebid het, wat gaan ons doen? So dis baie belangrik om te let op dit wat ons sing en dit wat ons vir die Here vra, ook in ons gebede. So baie dankie. Ons gaan nie nog 'n lied saam sing nie. Ons gaan direk oor tot dit wat ons graag met u wil deel vanuit die woord ook, maar kom ons sit net so, ons bid saam voordat ons aangaan. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke die wonderlike voorreg het om as gemeente so voor u te buig by hierdie Pinkster biduur, eintlik 'n biduur om u te soek, om u vas te hou, ja Here, om tot die hemele te roep. En dan sit ons met die rykste en die kosbaarste beloftes van u woord. As ons dink in die bergpredikasie, het u gesê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want wie van julle is daar wat, as hy seun om 'n brood vra, vir hom 'n klip sal gee? Of as hy vir hom 'n vis vra, of 'n skorpioen, of 'n eier, 'n slang sal gee? As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Ons dank u Here dat ons in hierdie dae dit kan herdenk wat gebeur het op Pinksterdag. Maar Here, as ons kyk na die werking Heilige Gees, hoe u gewerk het deur die eeue heen en die kerkgeskiedenis, dan word ons harte dors en honger. Ons het dit nou net gesing. En u sê vir ons in die woord, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. En Here, ons kom buig maar net voor u. U sien die dors. U sien die honger in ons harte. En Here, dat u verheerlik sal word in Jesus se naam. En ek bid vanaand ook, Hemelse Vader, dat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor u aangesig. O Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou, daar was in die katholieke atmosfeer, die katholieke kerk atmosfeer, baie groot drama gewees. Op 'n stadium sê hulle toe 'n paus baie siek geword het. En hy moes 'n nuwe hart ontvang. En die paus het al die kardinale en biskoppe bymekaar geroep en met hulle die nuus gedeel van wat besig is om te gebeur, dat as hy nie 'n nuwe hart kry nie, dan is dit maar 'n pad van afsterwe wat vir hom voorlê. En hierdie manne was so geraak deur dit wat hierdie paus gesê het, dat almal daar in die vergadering geskree het hierdie woorde, take my heart, take my heart. En nou sê die paus met 'n baie groot probleem, want hy kan nie almal se hart vat nie, want hy moet 'n nuwe hart kry. En hy sê, wag, ek het 'n plan. Ek gaan op daai spesifieke dag, op daai balkonnetjie staan wat julle almal gesien het, waar die nuwe paus gestaan het, né? Julle het almal mos dit gekyk, ek glo so, almal het, die hele wêreld het gekyk. En hy sê, ek het 'n veertjie in my hand. En hulle gaan daaronder staan, al die biskoppe, en ek gaan hierdie veertjie los.
En op wie daai veertjie val, ek vat sy hart. En almal sê, take my heart, en die dag het aangebreek. En die paus het daarbo gaan staan, en hy het die veertjie gelos. En hy veertjie het gekom, en die wind het hom so 'n bietjie gevat, die kant toe, dan die kant toe. En soos hy nader kom, het hierdie biskoppe gekyk, vir hierdie veertjie wat kom. En dan skree hulle, take my heart, take my heart, take my heart. En dis wat ons baie keer doen met die woord, is dit nie, nee? Ons bid en sê, ag Here, praat met my. Here, laat die woord kom, en as die woord kom, dan duins ons terug en ons sê, Here, dis nie wat ek bedoel het nie. Nie dit nie, Here. So mag die Here ons harte ontvanklik vind vir sy woord en dit wat die Here ook dan in hierdie dae in ons midde wil doen, in die gemeente. Ons gebed is ook vir die kerk, ons kerk in geheel. Weet jy, daar's Pinksterdienste gehou reg oor ons kerk. Kinders van die Here wat saamgekom het, wat geluister het na die woord, wat gesaai is in hulle harte. En nou is daar een ding, dis Paulus wat plant en Apollos wat plant. En ons moet nat maak, maar wie laat daai saad groei? Dis God wat laat groei. En jy moet saam bid, laat die saad van Pinkstertyd, dat God sal laat groei, ons het dit so nodig, in ons kerk, en vir ons land, en vir ons mense. Nou ek het vir u gesê, nie al die genootskappe of kerkgenootskappe in ons land is besig met Pinkster bidure nie, want Pinkster bidure is 'n baie kosbare vrug van die herlewing wat in 1860, 1861 oor die Kaap beweeg het. Die Heilige Gees het kragtig gewerk. Nou, moet ek nou een ding sê, kyk, kerkgeskiedenis was nou nie my sterk vak op kweekskool nie. Studente, druk julle ore toe nou. Nou, ja, ons het 'n kosbare dosent gehad, Dr. Werner Bakkeberg. Maar daar het tog dinge deurgegaan en 'n mens sien die waarde van om te kyk na geskiedenis en veral kerkgeskiedenis. En om die oorsprong van Pinkster bidure mooi te verstaan en waar kom dit vandaan en waarmee is ons besig, is dit so 'n bietjie nodig om te kyk na die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis, veral in die Kaap rondom 1860 of 1859, 60, 61, 62, 18, hè? Nou daar was ek neem die wat ek deel met u uit die geskiedkundige boeke, daar was 'n geweldige groot, as ons dit kan beskryf, geestelike wildernis daardie tyd in die Kaap. Nou baie van ons kinders kom, ek weet nie of dit nou ou geskiedenis is en of dit moderne geskiedenis nog is nie, maar wat hulle leer in die skole, maar hulle hoor van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanie. Nou ja, die ouer garde weet nou, julle het dit ergens in die klas gehoor, toe meneer daar gepraat het oor die geskiedenis van ons eie land. Nou die Nederlandse Oos-Indiese Kompanie het die aanstelling van geestelike werkers hanteer in die Kaap. Nou, daar was in die omgewing van die Kaap net 5 gemeentes in 'n radius van 130 kilometer. Net 5 gemeentes. Nou as jy nou wil sien die impak daarvan, kry nou vandag nou nie 'n Google Maps kaart nie, maar kyk of jy een van daai boeke nog het op jou boekerak en sit die passer daar neer, stel hom so wat 130 kilometer vir ons aandui en trek daai sirkel en kyk waar bring hy jou uit. Dan gaan jy sien en jy sê 5 gemeentes in hierdie hele area in die Kaap, geen wonder, dit was 'n geestelike wildernis nie. Die bevolking, die boere van daardie tyd het geen toegang gehad tot enige pastorale sorg of eredienste nie. En om dit nog erger te maak, was Afrikaans as te onwaardig beskou om gebruik te word in die kerk. En die gebede, en selfs huisgodsdiens, het hulle net gevoel, julle gebruik nie Afrikaans nie. En die gevolg was dat die oorgrote meerderheid van die bevolking niks verstaan het van die hoë Nederlandse taal nie. Nou, ek het Dr. André sien inkom, waar sit hy nou? Ek wil net sien, daar sit hy. Nou, hy was al 'n paar keer in Nederland en ek het een keer die voorreg gehad om daar te wees. En as jy nou vir die eerste maal, of nee, 'n paar keer vir hierdie Nederlanders sit en luister, hoe hulle taal praat, dan dink jy, wat sê die mense? Want dit gaan net aan en hulle praat om redelik vinnig.
Nou, die boere kon niks verstaan van hierdie Nederlandse taal nie, en die Bybel was gegee in Hoog-Hollands. Nog erger, en hulle kon nie eers behoorlik spontaan bid nie. Geen wonder, hulle beskryf dit as 'n geestelike droogte wat in die Kaap geheers het nie. Daar was 'n man met die naam, 'n predikant met die naam van Nicolaas Hofmeyer. Nou, hy het in Calvinia 'n gemeente gehad. En hy sê hierdie woorde: in 6 jaar se bediening was daar nie eers een wat in hierdie tyd ooreed kon word om 'n biduur by te woon van die lidmate in sy gemeente nie. In 6 jaar het hulle net nie belang gestel om te bid nie. Maar nou kan jy ook dink, hulle was totaal ontneem van vrymoedigheid om te bid, maar net hierdie toestand in sy gemeente in Calvinia, ook geen passie om die omgewing met die woord van God te bereik nie. En daar was 'n jong man op daai stadium, jonger man, wat opgestaan het en begin preek het. Nou weet ek nie hoe dit toe was nie, maar ons weet wat dit nou is as ek die naam noem. Hy het begin preek teen die liberalisme wat uit Nederland die Kaap bereik het. En dit was 'n ene Dominee Gottlieb van der Lingen. Hy was die seun van 'n sendelingpaar en het in Kaapstad begin preek teen liberalisme. Aarde, ek wonder wat sal hy sê wat vandag in die wêreld aangaan rondom dit. Dit was 'n geestelike doodsheid in die Kaap. Daar tref 'n ander tragedie die Kaap. En nou praat ek met geen diskriminasie teen iemand nie. In 1795 kom die Britte in die Kaap aan. En nou moet alles van Hoog-Nederlands gepraat, alles oorgaan en die onderrig, die kerk, word alles in Engels aangebied. Geen Afrikaanse skole, geen Afrikaanse kerke nie, alles net Engels. En u weet, dit het 'n groot probleem veroorsaak. En die Nederlanders wat nou nie Engels wou praat nie, was genoodsaak om hulle na Skotland te wend vir geestelike leiers. Nie lank nie, daarna, nadat hulle aansoek gedoen het, kom daar 11 Skotse predikers in die Kaap aan. Gelei, nou ek gaan nie sê elke keer wyle nie, maar dit is Dominee Andrew Murray Senior. Hy was die leier van hierdie groep. En hy het 'n plasing gekry in Graafrenet en terwyl hy daar is, trou hy met 'n ene Maria Stegman. En uit hierdie huwelik word gebore Andrew Murray Jr. in Graafrenet op 9 Mei 1828. En hierdie Skotse predikante het die Nederlandse taal en Afrikaans wat toe besig is, begin leer en hulle het dit onder die knie gekry. En was deur God gebruik om die volk van toe se geloof en kultuur weer nuwe lewe in te blaas op 'n besondere wyse. En ek gaan nou met een sin afsluit. Dr. Andrew Murray Senior het vir 36 jaar, wat hy in Graafrenet gearbei het, elke Vrydag aand gebid vir 'n geestelike herlewing in Suid-Afrika. En ek gaan nou hier stop. Môre aan gaan ons weer aan met die geskiedenis, waar kom Pinksterbidure vandaan. Nou ja, ek hoop u is honger daarvoor, maar dit wys vir ons die pad wat gestap was, waar ons vanaand sit. En die voorreg het om die Bybel oop te maak in ons eie taal en prediking te hoor in ons eie taal. Ek sal dit nie probeer in enige ander taal doen nie. Ek het Vrydagoggend 'n begrafnis moes doen, dit was 'n hele Engelse gehoor. Toe sê ek, julle het na my toe gekom in 'n Afrikaanse kerk en ek gaan julle bedien in Afrikaans. On behalf of our Afrikaans speaking people, I will preach in Afrikaans. Nou ja, en hulle moes dit maar so aanvaar. Nou ja, ons het die voorreg om te luister na die woord in ons eie taal. So maak die Bybels oop by 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 1 tot 8 gaan ons saam lees. 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 1 tot 8.
Terwyl die Bybels dan voor ons oop is, gaan ons net so vir 'n wyle 'n hersiening doen. Ek gaan niks, wil nie herhaal nie. O ja, en ek wil dit net sê. Ek gaan baie van die skrifgedeeltes wat ek vanaand gaan noem, gaan ek môre aand weer herhaal en ek gaan dit Dinsdag aand weer herhaal. Ag, en moet asseblief nie sê, jong, ons kan sien Dominee Rudy word oud. Hy herhaal dan nou baie. Ek doen dit met 'n spesifieke doel, want hoe meer jy dit herhaal, sing dit in die gemoed in en dit bly vas. So ek doen dit nie per ouderdom nie, maar ek doen dit juis met 'n sekere rede dat u dit so sal sien. Nou ons het gesien dat die lewe van die mens hier op aarde word duidelik weerspieël in die lewe en die lewensiklus van die volk Israel soos beskrywe vanuit 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 11, maar al hierdie dinge wat hulle oorgekom het is opgeteken as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Ons kan ons lewe in oënskou neem om te sien waar staan ons met God, deur net te kyk na die lewe van die volk in Egipte en in die woestyn, 'n fase wat hulle deur is, en dan ook in Kanaan, waar hulle dan uiteindelik geëindig het. Ons het stil gestaan by die lewe in Egipte, wat 'n baie duidelike tipe is van die mens in hierdie lewe, soos hy die lewe inkom, ook genoem die natuurlike mens, onder die heerskappy van Farao, wat 'n baie duidelike tipe is van die duiwel, en hy regeer die lewens van duisende mense in verlorenheid. Ons het gekyk na die lewe in Egipte, of die lewe as verlorene, dwingelandy en slawerny en verwoesting wat voor lê. Ja, en het ons gesien, sterwe die mens, sê die woord van God, in hierdie toestand is sy lot die ewige verdoemenis. Daar is net een antwoord vir die mens in sy verlorenheid, en dit is die kruis van Golgotha. As ek sê die kruis van Golgotha, dan bedoel ek daardeur die offer van die Here Jesus Christus aan die kruis. Die verlossing wat dit gebring het, ek wil sê, die kernvers wat ek wil uitlig, Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. Daar breek 'n heuglike dag aan, vroeër of later in jou lewe, waar jy 'n besluit neem rondom jou saligheid. Die Heilige Gees praat met jou, oortuig jou. Daar's 'n proses in jou lewe aan die gang. Ek het dit gelees in die Nuwe Lewende Vertaling, nie dat ek 'n vertaling nou wil promoveer nie, maar hy sê in 1 Petrus 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat 'n proses in my lewe aan die gang gesit het, wat uitgeloop het op my wedergeboorte. Daardie proses is die werking van die woord wat jy hoor, die werking van die Heilige Gees, en jy kom by daardie punt waar jy sê, Here, ek kan nie verder nie, en jy gooi jou hande op na die Verlosser, en jy sê, Here, ek wil U dien en aanneem, wat uitgeloop het op my wedergeboorte. Kosbare woorde. Nou ja, dit het gebeur, en jy weet, dis 'n oomblik in jou lewe gewees, dat jy die Here Jesus ontmoet het en die sekerheid van saligheid ontvang het. By hierdie punt is die kwessie van hemel en hel vir altyd hanteer. Vir altyd. Want die Here Jesus sê in Johannes 10 vers 28, en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. So as jy ooit gedink het, jy gaan jou saligheid kan verloor ergens op die pad, dis nie wat die woord sê nie. Dis nie wat ek in die woord sien nie. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. Nou dit hou nie op daar nie. Want Deuteronomium 6 vers 23 sê, hy het hulle uitgelei om hulle in te bring in die land Kanaan. Hy wil hulle in Kanaan hê. Maar daar was 'n oomblik wat hulle deur is, en nou moet hulle deurtrek Kanaan toe, maar nou moet ons stil staan en sien wat het hier gebeur. En dis waar ons nou kom by 1 Korintiërs hoofstuk 3, waar die woord van God praat oor die tweede groep mense, naamlik die vleeslike. En luister hoe beskryf die woord van die Here hierdie stadium of fase in die kind van God se lewe. En ek, broeders,
kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. So hier's 'n paar duidelike kenmerke wat na vore kom, nie in staat om vaste spyse te hanteer nie. Nou ja, is 'n wonderlike punt. Dan, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daar onder julle, hier kom nog een, jaloersheid is, hier kom nog een, twis is en tweedrag, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie? Want as die een sê ek is van Paulus en die ander ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie? Wie is Paulus dan en wie? Apollos anders as dienaars, deur wie julle gelowig geword het, en dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is hy dan wat plant of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Net tot daar lees ons uit die woord van die Here. Ons kom by hierdie gedagte waarby ons gaan stil staan, die lewe in die woestyn. Weet jy vriende, as ek kyk na die lewe van die volk net na die deurtog deur die Rooi See, het hulle 'n roemtaal gehad. En nou as ek dit sê, dan dink ek onmiddellik aan 'n Halleluja lied 210 wat ons so luidkeels kan sing, blye versekering, Jesus is myn. En dan gaan hy sê, wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Ai, dis so mooi saamgevat. Wat sê die koortjie? Dit is my roemtaal, dit is my lied. Die volk het 'n roemtaal gehad. God was vir hulle alles. En as jy hierdie lied wil, of hierdie roemtaal wil lees, dan maak jy oop jou Bybel vanaand by die huis en lees Exodus 15 vers 1 tot 21. Jy kry 'n weergawe van daardie lied wat hulle gesing het. En nou gaan ek net enkele aanhalings uit hierdie lied haal. Byvoorbeeld vers 11, hoor nou hoe sing hulle. O Here, wie is soos u onder die gode? Wie is soos u verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade, een wat wonders doen? Hulle sing dit luidkeels. Vers 18 wil ek ook uithaal. Die Here sal regeer vir ewig en altoos. Dit was in hulle praat. Dit wat hulle beleef het by die deurtog deur die Rooi See. Dit was in hulle praat die daad wat God gedoen het. Dit was in hulle gedagtes. En ek sien hier iets wat die Bybel vir my noem eerste liefde. Hierdie mense leef in hulle eerste liefde. As jy Jesaja 63 vers 7 tot 9 gaan lees, dan gaan jy 'n beskrywing kry. Jesaja noem dit hoe God saam met hulle getrek het. In al hulle benoudhede was hy benoud en hy het hulle gedra al die dae van die oude. So sien hy dit en dis 'n samevatting van hoe hulle dit beleef het. En nou kom ek na u toe as kind van die Here, wat die Here ook vertrou het vir wedergeboorte en daar 'n ondervinding met God gehad het. Ons sien dit in die lewe van hierdie pasgebore, weergebore kind van God. God oorheers sy gedagtes, sy spraak, want dit is tyd van eerste liefde met God. Geen keer aan hulle nie. Ai man, as jy dink die broeders in die bediening, hoe jy daar die siel na die Here toe gelei het, en wat daarna gebeur, dit gaan net aan, en hulle het vra wat wil vra, en hulle wil net werk, en hulle wil net getuig, en tyd tel nie vir hulle nie. Omstandighede tel nie vir hulle nie. Hulle is getrou in hulle afsprake met God. Jy sien hulle in die dienste. Jy sien hulle in die bidure. Het is asof hierdie mense, hierdie kinders, hierdie pasgeborenes net nie genoeg kry nie.
En hulle vra vir jou, en jy moet bond staan, Dominee, wat is God se wil hierin? Dominee, hoe kan ek God verheerlik? Dominee, sê vir my dit. Maar dit moet so wees, dit is mooi om hierdie eerste liefde saam met hulle te beleef. Dan gaan ek terug na die volk toe. Maar die tragiese oomblik breek aan, die volk het skaars weggetrek, daar by waar hulle deurgegaan het, en daar lied gesing het, en jy hoor of jy sien iets anders na vore kom. Tot en met vers 21, is alles wel van Exodus 15, maar van vers 22 af moet jy lees, sien ons 'n prentjie, en jy kan nie dink, dis dieselfde groep mense wat nou gesing het, o Here, U sal regeer vir ewig en altoos, Here, U is gedig in roemryke dade. Wat jy wel sien, is dat dinge kom na vore, en hulle bevind hulle self in die woestyn, en snaakse dinge is besig om te gebeur. Ek gaan nou nie die hele woestyngeskiedenis skets, en waarom hulle 40 jaar gaan die rede gee vir die tydperk in die woestyn. Hulle bevind hulle self in die woestyn, en daar kom dinge na vore, soos ons lees van twis en murmureringe, verlange na die vleispotte van Egipte, allerhande beproewinge, en hulle reaksies wys vir ons dat daar is iets fout. Ons lees in Deuteronomium 6 vers 23 hierdie woorde dat God het hulle uitgelei om hulle in te bring in die land wat die Here hulle God aan hulle vaders beloof het. En daaruit kan ons duidelik vir mekaar sê, dit was nie God se wil, dat hulle vir 40 jaar lang in die woestyn rondgetrek het en rondgeswerf het nie. En dat al hierdie dinge wat ons sien in die woord, hulle lewe eintlik ontsuur het. Maar wat ons wel lees, wat baie interessant is, Deuteronomium 8 vers 2, as jy dit wil neerskryf, dan sien ons die waarom van die woestynlewe. Daar sê die woord, tot jou verootmoediging en beproewing om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou al dan nie. So die doel van die woestynlewe sê, die Here sê, ek wil vir julle wys wat in julle hart skuilhou, of jy my gebooie gaan hou, want ons is op pad Kanaan toe. En die Here wys vir hulle harte. Hy lei hulle uit om hulle in te bring, maar eers moet ons die harte ontbloot. Dit was by die volk. Beweeg gou vir my weer terug, saam na die kind van die Here vandag. Daar breek ook hierdie, kom ons noem dit 'n tragiese oomblik aan. Dat hierdie kind van God wat so aan die brand was en so ywerig was, sy eerste liefde verlaat. Is dit Bybels dat so iets kan gebeur? Dink gou aan Openbaring hoofstuk 2, wat die Here sê vir Eva, sê ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. En jy kan nie glo. Dis dieselfde mense wat nou nog so aan die gang was en so ywerig was en so getuig het nie. Dis letterlik asof hulle self nou in 'n geestelike woestyn bevind, daar gebeur, en laat ek so sê, die vlees of die kenmerke van die vlees, en ek wil dit so uitdruk, begin homself vertoon op die voorstoep van hulle geestelike lewe. Hulle begin dinge sien en ervaar, en hulle reaksies, net hulle reaksies op situasies, wys vir jou, daar is fout. Daar het skielik fout gekom, en wat nou? Wat gebeur nou? Weet jy wat doen mense dan? Wanneer hulle die kenmerke, soos ons gelees het in 1 Korintiërs 3 begin ervaar, dan hardloop hulle terug na daardie gebeurtenis van wedergeboorte, en hulle sê, Here, ek weet nie wat nou aangaan nie, maar dit lyk my, het my nie gered nie. Wat doen hulle? Here, red my weer, en hulle kom weer uit vir redding, weer vir wedergeboorte. En hulle kom weer vir wedergeboorte. Nou ja, of dit nou min prediking is, of leiding rondom die volheidslewe, dit gebeur so dikwels. In plaas daarvan, om hierdie simptome wat jy sien in jou lewe begin kopwys en na die voorgrond kom, dat dit jou bring na 'n punt waar jy sê, Here, ek sien dat ek nog nie in die volheid is nie, maar dat die vlees besig is om homself in my lewe te openbaar.
So, jy moet nie agtertoe hardloop nie. Jy moet kom by 'n punt waar jy sê, Here, ek weet dat U my nog wil inlei, want jy beleef die, kom ek wil dit so uitdruk, jy beleef die smet van inwonende sonde in jou onrein gemoed. My oupa het ook teologie op 'n stadium bestudeer, maar dis nou nie waarby ek wil stilstaan nie. Waarby ek wil kom is, hy het vir my 'n Bybel gegee en ek weet nie of ek dink daar in die Kweekskoolbiblioteek staan ook een, The New Testament in 26 translations. En dan staan hy en jy kan lees hoe verskillende ouens hierdie teksvers dan geïnterpreteer. En juis in Romeine 7 het ek gaan lees in die Philips vertaling druk dit so uit. Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Hy skryf dit daarby. Hy sê, jy sit vasgevang in die kloue van jou eie sondige natuur. En dit is 'n mooi uitdrukking vir my. Dit beskryf dit wat die kind van God beleef. En die oomblik as jy dit begin sien, dan besef jy, Here, ek is weer gebore. Daar's nie 'n kwessie van of ek seker het of ek hemel toe gaan nie, maar daar's nou 'n kwessie oor, Here, kyk hoe lyk my lewe. Ek kan nie so deur God gebruik word nie, want die Here wil hê dat sy kinders rein, heilig, sonder gebrek sal wees, maar hy wys vir jou, hoe lyk jou hart? Daar's 'n Kanaans-land waarby ek nog moet kom, 'n lewe van volheid, 'n lewe van oorwinning. Die Here wys vir jou, hoe lyk jou hart, net soos hy gedoen het in die woestynfase van die volk Israel. En as ek nou daarby gaan kom vanaand, om vir u uit die woord, maar ook uit die praktyk, hierdie lewe te skets van die woestyn. Moet jy nou nie moedeloos word en dink, ag, waar staan ek nie? Nee. Maar die hele saak is om jou te bring by 'n punt waar jy kan kom by 'n volgende groot oomblik in jou lewe, waar jy die Here kan vertrou om jou daarvan te reinig. En as ek dit gaan noem, ek gaan baie die praktyk beweeg, ek kan vir u onomwonde sê vanaand, dat ek en Dr. André het nie 'n woord met mekaar gepraat nie. Want as ek nou dinge noem uit die praktyk en dit pas so direk in dit wat u dalk gedoen of beleef het en dit in u hart ook kom, maar het daai dominee van ons nou met dominee Rudy gepraat. Weet jy, as dit sou wees, was ons besig met die grootste bedrog, geestelike bedrog. En as ek bereid om die Bybel toe te maak en ek sê, ek verskoon my, ek sien nie kans om verder te preek nie. Ek gaan dit doen uit die reinheid van my hart en die opregtheid van my hart. Hoe lyk die lewe in die woestyn, sodat u uself kan sien? En ek gaan weer net noem, wanneer ons praat met 'n verlore siel, jy skets vir hom sy verlorenheid. Hy's in sonde ontvang en gebore en hy kan niks daaraan doen nie. En as hy so sterwe, as hy op pad na, jy skets daai hele prentjie vir hom. Wat gebeur? Hierdie mens kom onder oortuiging deur die woord van God en hy kom by 'n punt wat uitloop op sy wedergeboorte. Hy maak sy hart oop vir die Here. Ek gaan nie vanaand net so flissies hier oor hardloop en sê, ag, dis nou dinge wat gebeur, maar ag, nee, ek wil hê dat u in u lewe en u hart so diep oortuig sal wees van die aakligheid van die woestynlewe en die vleeslike lewe en die skade wat dit doen in die koninkryk van God, dat u nie anders kan as om te sê, soos Paulus uitgeroep het in Romeine 7 vers 24, ek elendige mens, wie sal my verlos? Hy het dit nie verniet uitgeroep nie. Daar was 'n nood in sy hart, toe hy sien wat die vlees in sy lewe doen en gedoen het. Nou kom ons kyk, ons begin daar. Hoe lyk die lewe in die woestyn? Weer soos vanoggend gaan ek so 'n bietjie uit die volk se lewe 'n paar insidente kry. Die volk twis en murmureer. Dit lees jy in Eksodus 15 vers 24, Eksodus 16 vers 2. En dit wat ek hier onder aangebring het, jy kan sien op jou kaartjie, daar's manne wat met Moses staan en hulle twis en murmureer met Moses in die woestyn. Eers twis hulle oor water, en dan twis hulle weer oor brood en vleis, en gedurig was hulle besig met hierdie twis en
murmurering. En dit sê vir ons, daar is iets wat skuilhou in die hart, wat maak dat hulle God nie sou dien, soos die Here wil hulle moet hom dien, as hulle moet daardie gesindheid, hulle sou nie kon deurgaan nie, daardie dinge moes hanteer word. En o, liewe kind van God, luister, daardie twis en murmureringe van die kind van God in die woestyn lewe. O, hulle twis en murmureer. Dit gebeur in ons huise. En liewe meneer, jou vrou het my nie gebel nie. En mevrou, jou man het my nie gebel nie, maar die twis en die murmurering binne in ons huise, die man en vrou wat gedurig met mekaar twis, en dit word erger soos die tyd aangaan en die jare en die huwelik aanstap, word die twis al hewiger en die kinders hoor dit en die murmureringe bly daar. Weet jy wat is murmurering? 'n Baie goeie definisie daarvan is dreunssang in jou huis. Jy hoor net iets, maar jy hoor nie wat hy sê nie, maar jy weet net, hy murmureer nou baie erg oor dit. Die twis en die murmurering. Ons twis oor die geringste sake. En nou praat ek nie sommer net nie, maar weet jy vriende, hulle sit in ons studeerkamers, man en vrou. Dan sê hulle, doen nie, weet jy wat, die geringste saak word 'n saak van twis. En dit loop uit op 'n rusie. Daar word met die kinders getwis. Deesdae twis die kinders met die ouers. Want as hy gered is, daai kind, sit hy met dieselfde ding in sy hart, 'n vleeslike toestand. En kan ons murmureer in ons huise met mekaar oor dinge? Hoekom nou so? Hoekom nou skielik vandag so? Hoekom maar, verstaan nie? En dit bring krisisse na vore. Groot krisisse. By die kerk word daar getwis oor nietige dingetjies. Omdat elkeen dink, wel ek is reg en ek sal nie ingee nie. Ons begin murmureer oor die woord van God. Ag nee, byvoorbeeld, dominee preek so lank. Ag, nou, ek bedoel nou nie op u dominee, onthou dis nou oor die algemeen wat ek vat. Die dominee preek so lank, en hy preek so langdradig, hy preek so oninteressant, en ons begin daaroor murmureer. Weet jy, dis 'n ding wat uitkom in die woestynlewe, en ander mense se optrede binne die gemeente, ons murmureer daaroor. En dit bring partyskappe, en dit bring verwydering tussen kinders van God in 'n gemeente. En ons sien hoe die gemeente, hy kan net nie in 'n rigting beweeg, dat daar geestelike groei kan kom, en ons beweeg in 'n rigting van geestelike volwassenheid. Dan kom die murmureringe alweer. En jy hoor dit dikwels daar in die pastorie, as daai telefoon lui, hoe twis ons en hoe murmureer ons. Dis 'n ding wat skuilhou in die hart. Gee hom kans. En hy gaan vir jou wys wat hy kan doen. 'n Volgende een, in Eksodus 16 vers 3, lees ons, hulle verlang na die vleispotte van Egipte. Wat het ons gesê, wat sing hulle nou? O Here, u sal regeer, vir ewig en altoos. Nou kom hulle by 'n punt wat hulle sê, nee Moses, nee, ons verlang na die vleispotte van Egipte. Ai man. En dit sien ons ook in die kind van God se lewe. Hulle verlang nie net na die vleispotte van Egipte nie, maar as daai eerste liefde verkoel het, dan kom daar 'n beoefening van dinge waarmee hulle besig was, dat jy nie kan glo dat hy of sy getuig het van redding nie. Ek verbaas my vriende, om te sien hoe dat kinders van God hulle kan verlustig by verskeie geleenthede waar die ongereddes hulle versadiging vind. Hoe kan dit wees? Hoe kan dit wees dat ek daar is saam met hulle en dit geniet? Nee, by die vermaaklikheidsplekke waar hulle so tuis is saam met hulle wat die Here Jesus nie ken nie en nie lief het nie, en die naam van die Here ons God so ydelik gebruik. En ons sit daar en dit pla nie weer nie, maar ons geniet die atmosfeer so saam met hulle. Verlange na die vleispotte van Egipte. Kom ons praat met mekaar reguit, want ek wil hê jy moet dit verstaan. Jou lewenstyl wys vir my dat jy verlang na die vleispotte van Egipte. Jou kleredrag kan vir my wys, jy verlang na die vleispotte van Egipte.
Jou ontspanning kan vir my wys. Jy verlang na die vleispotte van Egipte en begin dit doen. Selfs jou vrye tydsbesteding. Dit gaan nie vir jou om God te verheerlik nie, want jy kan nie hom nie verheerlik met 'n lewe waar die vlees die boottoon voer. Weet jy wat sê in Romeine 8 lees ons van die vlees? Hy sê, die vlees kan hom nie en wil hom nie aan God onderwerp nie. Dis 'n ding wat staan hier binnekant. Ek sal dit nie doen nie. En daai ding begin skielik in jou lewe na vore kom. Waar kom hy vandaan? Moet jy teruggaan na wedergeboorte en sê, Here, wie's nou iets in my lewe? Nee, dis simptome wat na vore kom wat vir jou wys, daar's 'n Kanaансland wat vir jou wag. Daar's 'n volheidslewe wat vir jou wag. Jy hoef dit nie deur te gaan nie. Eksodus 15 vers 23, die volgende een, Mara waters. Dis hoekom ek Mara waters daarin gebring het. Wat beteken Mara? Bitter waters, nie? Die water van Mara is bitter ondervindings in die woestyn en so beleef jy dit ook in jou lewe. Ja, ons het gepraat van 'n bitter lewe in Egipte, maar daar in die woestyn is daar bitter ondervindings. Ag man, maar ek moet nou eers hierdie illustrasie vir julle vertel. Ek sit ook in 'n diens en ek luister na hierdie woord. En die prediker sê, terwyl Moses en die volk trek daar in die woestyn nader gekom na Elim, waar die waterfonteine en die palmbome is, en hulle sien net skielik, daar was mos baie vee saam met hulle, want hulle moes baie offers bring. En dis net asof hierdie vee daai water ruik. Nou is dit in droogtes toestande, die manne wat met die landbou te doen het sal weet, as daai diere ruik water, dan sal hulle gaan en dit begin hardloop. En Moses skree vir die jongklomp, hardloop, gaan kyk waar gaan hulle heen. En is oor duin en hulle toe weet hoekom, dis water en palmbome. En hulle skree, o Moses, dis Kanaan. En almal kom by hierdie waterfonteine en palmbome. Maar, ekskuus, het jy nie gepraat van 'n land wat oorloop van melk en heuning? Waar's dit? Moses sê, o nee, dis nie Kanaan nie, dis Elim, dis 'n verkoeking in die woestyn. Dit gebeur, dit kry jy ook. Maar hierdie oomblikke, toe hulle daar by Mara waters kom, dis bitter ondervinding. Hoe gaan dit realiseer in jou lewe? Dis bitter. Om jou so skandelik te verdra, te toos, dalk nog harde woorde te gebruik en teenoor jou vrou, en die kinders sit en wag, terwyl hulle dit hoor, wag hulle dat papa nou vir hulle kom bid daar in die kamer voor ons slaap. En dan moet jy daar instap. En jy moet nou vir die kinders bid. Dis bitter. Dit hoef nie so te wees nie. Nee. Om jou in die week so sleg te gedra, daar by die werk en dinge te doen wat God bedroef, en Sondag wil ek in die kerk kom sit en ek sing, grote God, aan u die eer, heerlik is waar u regeer, maar ek weet hoe vals is my lewe. Dis bitter. En daarom is die erediens vir jou dalk nie 'n baie aangename ondervinding nie, want jy wil nie hierdie bitter ondervindings hê nie. So, kom ons bly maar weg. Ons gaan maar 'n bietjie ry vandag. Want bietjie dit vir my, want ek hou nie van hierdie bitter onvings nie. Om te smaak en te beleef hoe jou huisgesin of familieverhoudinge uitmekaar geskeur word en uitmekaar spat as gevolg van jou vleeslike lewe en optrede wat baie moeilikheid maak. Dis bitter ondervindinge om saam te wil bid met ander in Kanaans lewe. En jy probeer ook, maar jy weet eintlik hoe vals is jou lewe. Want Here, ek weet, ek is nog nie in die volheid nie. Ek wil dit graag voorgee, maar ek weet ek is nie daar nie. Want kom, ek gaan daaroor praat, miskien Dinsdag aand. Want hierdie ondervinding, waar die Here my deur die Jordaan neem, of 'n reinigingsoomblik, is net so 'n bewuste ondervinding, soos wedergeboorte. Jy sal dit weet, waar en wanneer God jou hart gereinig het, en jou vervul het met sy Heilige Gees. Dit gebeur nie oornag nie, dit gebeur nie onbewustelik, en sê, jong, ek weet nie, maar ek is vervul met die Gees. Nee, dis net so bewuste ondervinding, dat jy sal weet daar en dan. Dis wonderlik, maar ons kan nie nou daarby stil staan nie. Daar is nog een, die goue kalf.
In Eksodus 32 vers 4, die goue kalf, hulle wou vir Moses wys, Moses, ons kan aangaan, ons is nie verleë oor jou nie. Weet jy wat sing hulle daar? Hulle sê, van hierdie kalf wat hulle gemaak het, sê Aaron vir die oudstes, dis jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte laat optrek het. Wat het hulle gesing toe hulle daar deur is? O God, u regeer vir ewig en altoos. O Here, wie is soos u, gedig en roemryke dade, een wat wonders doen. Nou sê hulle, dis jy o kalf wat ons uit Egipte laat optrek het. Man, ek kry so ietsie van 'n baie moedswillige houding wat hulle hier openbaar. En ek gaan die Engelse woord gebruik, so 'n lekker spiteful houding. Moses, jy wil nou daar wees, ons sal aangaan, Moses, met ons eie gode. 'n duidelike kenmerk van die lewe in die woestyn. Man en vrou, boonbehalwe die toos en die murmureringe wat mekaar spyt in die huwelik. Hy wou mos, ek sal vir hom wys, of sy wou mos, ek sal vir haar wys, wie is baas in hierdie huis, ek sal vir haar wys. Kinders wat ouers spyt, nee, moedswillig is, andersom ook. Kinders van God wat vermakerig optree in die gemeente, bedoelende dan of teenoor die leraar, of teenoor 'n mede-ouderling of 'n medebroeder, ek sal hom wys, hy's nie een wat hy moet nie my traai nie. Nie hierdie jong predikantjie wat nou hier is nie. Hy moet nie my traai nie. Hy gaan met my te doen kry. Is dit nie so nie? Waar kom dit vandaan? Dit bring moeilikheid. In 'n gemeente, bly weg van die byeenkomste. Ek sal hulle wys, ek sal nie gaan nie. En as dominee bel, sê nee, daar's niks fout nie. Ons weet daar is fout. Ons weet daar's fout. As dit nie werk nie, goed, dan hou ek my tiendes terug. Ek sal nie my tiende gee nie. Ek wonder net, as ons oor hierdie dinge so kyk, wie dink jy spyt jy? Jy het nie met 'n mens te doen nie. Jy het nie met 'n gemeente te doen nie. Jy het met God te doen. Maar dis iets wat na vore kom. Ek is moedswillig spytevol, omdat ek nie my sin kry waar ek graag wil wees en wat ek wil doen nie. Ek het nie my sin gekry nie. Nou ja, en ek gaan dit nou weer noem. As ek nie my sin kry nie en die vergadering is klaar, net so 'n paar minute daarna, hier is die een wat ek kan gebruik. Net so 'n paar minute daarna, dan lei hy, hallo, Dominee, ek wil net vir jou sê, ek is klaar met die kerkraad. Of, mevrou, ek is klaar met die susters, jy moet nou maar iemand anders kry, maar ek werk nie meer saam hierdie mense nie. Dankie en totsiens. Dis wat gebeur in die gemeentes. En ons wonder, Here, hoekom sukkel ons gemeente so? Wat gaan aan? Maar dis hierdie vermakerigheid onder mekaar, wat ons speel, seker, wat noem ons dit, magspeletjies met mekaar. Wie het nou die meeste mag in die gemeente? Wie is nou eintlik die mynmek hier rond? Ekskuus die Engels, maar mense, jy verstaan wat ek bedoel rondom dit. Dit kom so uit die woestyn, want ons is vermakerig met mekaar. Maar met dit alles, wat jy beleef, is daar min geestelike groei, omdat al hierdie dinge teenwoordig is. En as jy nou Markus 7 vers 21-22 lees, wat 'n ander beskrywing is van die vlees, of die hart met al die inhoud van sy hart, dan sê hy, al hierdie dinge kom van binne, en dit maak die hart onrein, en die Bybel noem dit booshede. Dis bose dinge wat vassit in die hart, want dit is 'n vleeslike lewe, en, nou ja, ek gaan nou praat oor die reaksie daarop. Daar's min geestelike groei, en dis dinge wat keer dat jy geestelik groei. In die begin nog goed gegaan, maar nou is jou getuienis, daar's amper nie eens meer iets oor nie, daar's daarom nog iets wat ek onthou, ja, die Here het vir iets gedoen, maar jy kan nie meer met vrymoedigheid jou getuienis met mense deel nie. Hulle kyk na jou lewe, of jou stilte tyd is weg. Daar's niks oor nie. Want ek vermy die tye wat God gaan met my praat deur die woord, en ek raak net skielik te besig rondom dit. Min geestelike groei. En wanneer jy in 'n diens of 'n konferensie is, as jy op 'n hoogtepunt, en die volgende, ons praat van 'n op en af geestelike lewe.
of 'n val en opstaan lewe. Jy bly maar een van hierdie, wat Paulus gesê het, klein kindertjies in Christus, wat maar die heeltyd met melk gevoed moet word. Omdat hierdie dinge baie praktykgerig is, gaan ek nou praktyk doen. En ek wil hê jy moet dit duidelik verstaan, want ek sou so graag hê, nie ek nie, nee, die Here wil graag vir u wys, hoe lyk hy in sy totaliteit, hierdie woestynlewe. Wanneer ons na die praktyk toe gaan, dan kom hierdie dinge na vore en dit wys vir jou wat skuil in jou hart. En die eerste wat ek by gaan stil staan, is 'n liggeraaktheid, wat daar is in jou lewe. Iemand moet net nie iets sê, ek is my illustrasie, iemand moet net nie iets sê oor iets, of 'n aanmerking maak oor iets wat ek gedoen het nie. Nou ek weet nie wie die blomme gedoen nie, maar jy is besig met die blomme en iemand stap verby en sê, hoekom sit sy nou so 'n fyn bos ook daarin? Jy hoor net dit. En onmiddellik is daar 'n liggeraaktheid en die vyand wat hierdie ding boos en sê, het jy gehoor wat word daar van jou gesê? Het jy het gehoor? En nou ja, en dan het ek seer gekry. En dieselfde reaksie wat ek nou getoon het, is op die selfoon weer. Mevrou, ek is klaar met die blomme. Jy moet maar iemand anders kry. Dankie, ek waardeer, of ek is, nou ja, wat is gemeente ding? Ek is klaar met die bestuur. Dankie baie. Sterkte. En hy is verby, want ek is lig geraak. Weet jy, dit gebeur hier, susters, ek wil nie net op julle konsentreer nie, maar dis die praktiese, by die teebediening, dis dinge wat so aanleiding gee tot 'n liggeraaktheid wat geprikkel word en hy skiet uit en hy kom na vore. Selfs onder die manne ook. Liggeraaktheid. Sit jy met hom? Hy maak probleme. Trotsheid is 'n ander een. Hierdie ongelooflike uitvloeisel van die woestynlewe. En hy openbaar hom in die kind van God se lewe en hy doen baie moeilikheid. Dit beteken, ek sien myself bo ander. Hierdie selfverheffing wat die vlees bring. En hy klink so, hulle vra my om die saal se vloer te was en ek moet my kwaliteit en my geleerdheid moet vloer was met 'n mop. Nee, wat dankie. Ek kry vir julle. En ek stap buite en ek stap weg. Baie seer gemaak oor my trotsheid wat so 'n bietjie na vore gekom het. Jy weet, ek is 'n bekus. En 'n bekus, jong, jy weet, hy is so en hy is so. En ek roem in hierdie ek sê nie, jy mag nie familie trots hê nie. Dis nie wat ek sê nie, maar hierdie trotsheid boost ons. Hulle moet weet, dis ek. Ek is die hoofspreker hier by die konferensie. Julle moet weet, ek is die hoofspreker. Nee, daar's so 'n aroma om hom. Ek bid nie saam hierdie portier nie. Nee, daar's my groepie, ek gaan saam met hulle bid. Hulle is so 'n bietjie benede my. Hoekom is my naam nie genoem toe die lys gegee is vir die kandidaate vir 'n sekere posisie nie? Hoekom was my naam nie daar nie? Jou trotsheid wys dit en sê vir jou. Hoekom is ek nie so hartlik bedank soos die vorige een nie? Of ek word nie waardeer in hierdie gemeente nie. Nee, wat is net te veel goed. En ek vat my goed en ek gaan na die volgende gemeente toe. Weet jy wat, jy gaan daar ook nie waardeer word nie. Nee, jy gaan, maar jy gaan dit nie glo nie. Jy gaan aanstoot neem oor goed. Ek sal nie buig nie. Nee, al weet ek het dalk 'n fout gemaak. Ek sal nie buig nie. Ek sal nie verkeerd sê nie. Ek sal nie sê ek is jammer nie. Of om verskoning vra nie. Dis hierdie trotsheid wat maak dat die woestynlewe so 'n aakligheid is. Baie probleme veroorsaak. Selfbejammering is 'n ander een. Iets wat jou in 'n grot laat kruip en dit gaan gepaard met stilte vir 'n lang tyd. En ek sal daar bly, want hulle waardeer my in elk geval nie. Ken jy daardie stilte in jou huis? Ons noem dit stilstuipe. Toe ek nie genooi was nie. Amper soos die vorige een. Toe ek nie gevra is om iets te doen nie, maar hulle vra vir hoekom so? Toe ek nie notisie kry nie. Hoor, is 'n baie moeilik een. Toe daarvan my gelieg word. Nou ja, dit gebeur, nee, dat mense van jou kan lieg. Julle ken nie ons dominee, en dan sê hulle goed. En nou hoor ek dit en, man, wat is nou? Weet jy wat? Maar nou ja, toe daar van my gelieg word. Ja,
Ek wil net kyk waar sê. Omdat ek so hartlik bedank is nie. Dit het ek gedoen self bejammer. Ek kry nie die notisie nie. Ek is onregverdig gekritiseer. Nee, daai selfbejammering. Wanneer ander my vermaan of my foute uitwys. Jong, en die Bybel sê mos ons moet mekaar vermaan. Is dit nie so nie? En dit des te meer julle die dag sien nader kom, maar toe daai broeder kom en hy gee vir my 'n vermaaning. Wie is hy om vir my te sê? Ek kan dit nie glo nie. Wat jy wat? En jy kom nie weer kerk en nou skop spytvoelheid ook in. Ek sal nie weer kerk toe gaan nie. Totdat hy weer na my toe sal terugkom en sê hy's jammer. En nou sit ons met hierdie geestelike toestand wat heers in 'n gemeente of onder kinders van die Here. Ek gaan 'n ander een hanteer. Wat mense vra maar, Dominee, is dit regtig so dat die Here my van hierdie goed wil verlos? Kan vrymaak? En nou die volgende een is woede of humeur. En ons sê so baie, man, dis 'n familie ding hierdie. Weet jy my pa? Maar my oupa, hy was 'n duiwel. Ek het met daai ding in my. En ons regverdig sonde en verkeerdheid deur hierdie verskoning. Dit is nou maar ons familie wat so is. Dis soos lava wat kook en uitborrel en hierdie uitbarstings vind plaas in ons huise en in ons gemeentes. En dit kom uit. En nou gaan ek 'n paar praktiese voorbeelde gee. Ek was daar in Belfast gemeente van Boksburg af soontoe. En ek kom daar by die een plaas, was baie landbouers en plaasboere en hulle het nog, dit was die tyd nog voor daai nuwe masjinerie hier aangekom het, as hulle koeie melk. Vandag maak hulle net so, nee, die speel en dan werk die masjien. Daar het hulle nog gesit en die koei se bene vasgemaak en die emmertjie staan daar in die stoeltjie en dan gesit daai jongman en dan begin hy daai koei melk. Weet jy, in daai koei, as sy bene nie vasgemaak is nie, maak hy net so 'n beweging met daai agtervoet. En hy skop daai emmer met melk dat hy daar trek en ek staan daar op en ek kom staan voor daar, ek sê, koei, hy doen dit weer, ek slat vir jou mors dood, hoor jy my? Ja, dis wat ons doen as kinders van die Here, hierdie ding kom uit. Jy kom môreoggend in die garage, in jou motorhuis en jy klim in die kar, gisterand het hy nog gery en jy draai daai sleutel en daar's net niks. En jy sluit hom weer af en jy draai en daar's net niks en jy word nou kwaad en jy sê, luister, ek sal vir jou aan die brand steek. Nee, jy moet start. Dis dinge kom nou, die reaksie op situasies wys vir jou daar's fout. Jy ry vanaand van die kerk af. En nou ja, gewoonlik in die tyd waarin ons lewe, daar's manne wat ek het nie sê nie, dis verkeerd nie, wat iets dra om hulle self te verdedig en jy het hom gegee en hy's in die vrou se handsak. En so sit in die kerk en ons gaan in die kar en ons ry maar nou, is dit 'n lekker ver end om te ry in die stad om by jou huis te kom. En jy hoor die vrou snak nou asem. My man, weet jy wat? Ek het my handsak by die kerk vergeet. Julle, jy sê nie 'n woord nie. Maar die manier hoe jy daai briek trap en die manier hoe jy daai kar omdraai en terugry kerk toe en hier stop en nou dalk is jy al gesluit. Nou moet ek nog die dominee ook wakker bel. Hy slaap ook seker al. Of die koster. Jy's woedend oor sy dit gedoen het. Sy weet dit en jy wys dit. Toe jou vrou haar handsak by die kerk vergeet. Ek terug by die plaas daar in Belfast. Daai kalvers moet suip, né? Nou kom hulle met die ou kannetjie. En daai kalf wil nie suip nie. Maar ek vat hom by die, jy sal suip of ek versuip jou kalfie. Nee, dis wat ons doen. Hierdie dinge gebeur. En ek 'n laaste illustrasie wat ek wil gebruik, maar dit was vir my 'n eye-opener. Ek het hom gehoor by 'n sendeling uit Amerika, wat hierdie boodskap met hulle hele hart verkondig van hartsreiniging, vervulling met die Heilige Gees. Was in die dae toe daar nog geploeg was met die muile. En hierdie plaasman het agter hierdie muil gestaan, maar dit was 'n moeilike dag vir die muil. As hy moet gaan en dan staan hy die muil. En as hy moet stop en dan gaan hy weer. En hierdie ou is nou net genoeg gehad. En hy stap voor na die muil toe en hy vat hom so aan sy oor. En hy byt hy muil aan sy oor, so hard as wat hy kan. En hy muil maak net so en hy gooi sy kop so. En daai ou en hy val daar tussen daai kluite in die grond. Al die muil se hare so uit sy mond uit, hy so kwaad. Terwyl hy daar lê, sê die Here vir hom, daar's iets ergers in jou hart
as die mooiste hare wat nou in jou mond is. Dit is 'n ding wat uit die hart uitkom, wat nou hier gebeur het. Vriende, die praktyk wys dit vir ons. Woede. Dominee, kan God my van my humeur verlos? Jy gaan jou humeur verloor en hom nooit weer vind, as God met jou gewerk het. Hy verlos jou. En vriende, nou sê ek maak nie nou grap nie. As die Here nie in staat is om my hiervan te reinig en my te vervul met sy gees, is ek besig om u te mislei. Pinksterdag. Dan maak ek die Bybel toe en ek sê, kom ons sing 'n lied, ons gaan huis toe, want dit gaan by den die nie werk nie. Maar ek gaan nou by die einde kom. 'n volgende een is jaloesie, iets wat skuilhou in jou hart en maak dat jy dinge doen wat jy nie wil doen nie. Gevoel hier binne oor die geluk van ander. Hoe kan dit hulle oorkom? Die sukses van ander, wat ander bereik en dan gewoonlik sê ons, ag weet jy, dit pla my nie toe, hulle nou gekies is of waar hulle gaan nie. Maar jou hele manier en houding en manier van groet wys vir my, daar's baie groot wat môre. Ek was altyd vriendelik, maar skielik is daar net hierdie afgesnyde kortagtigheid, as ek dit so, kortafheid, oor ander se leierskap, oor ander se ondervinding, oor ander se talente, se besittings, ander se bruikbaarheid, oor ander dit kan doen wat ek ook kan doen. En nou is ek jaloers. Hier's 'n ding wat opstoot die binnekant. Uit die hart van die mens kom hierdie dinge. Selfsug, alles moet rondom my draai, my gemak, my voorspoed, myne. Ek het hom gesien, ek weet die tyd gaan aan, maar gee my net, ek is amper klaar. Daar in die weermag, toe ek in Palabora in die gemeente was, moet ons in Loatla gaan weermag kampe doen. Ek is klaar in die bediening, ek moet gaan, hulle het my opgeroep. Dan ry jy in daai sameltrokke middernag, jy's amper op Loatla, dis koud. Dis so koud en nou ja, ek weet nie wat u ondervinding is nie, ek weet wat ek nou gaan sê gaan baie wyd, ek moet nou versigtig wees, maar as die manne in daai bruin klere geklim het, of hy nou 'n predikant, prokureur of 'n priester of 'n pastoor was, dan verander sy hele wese net so. Stop op Loatla. En die offisiere daar sê, daar's tente, daar's slaapsakke, daar's ons matrasse, daar kry vir julle en gaan kry net 'n plek om te slaap. Ouens, jy wil nie sien hoe jy die ding uitklim onder daai manne nie. Die beste is myne. Ek soek die beste, ek gryp en dan kom jy laat hulle klaar gryp en dan vat jy maar wat oor is en jy gaan slaap. Maar myne. En in die proses gee ek nie om wie word benadeel nie, ek gee nie om wie word verneder nie, ek gee nie om wie ondergang nie, solank ek self net hier by baat sal vind. Dis ek hierdie selfsug. En kyk hoe openbaar hy hom, en kinders sien hom baie maklik, hulle doen dit openlik, ons het dit al gekamoufleer as volwassenes. Kom nou met 'n glas of 'n skinkbord met koeldrank by klomp kinders aan en begin vir hulle hou. En dan gaan daar 'n seun wees, hy gaan so kyk. Ja, is myne, die grootste glas, of die glas wat die meeste in het, is myne. Is dit nie so nie? Hy vat hom. Of die grootste appel is myne, die beste stoel is myne, die beste deel van die pad, ek ry op hom. Jy kan maar daar ry, my seun. Slaggat is joune, ek ry op die mooi deel van die pad. Die maklikste en die skoonste werkie sal ek vat. My gemak, ander kan maar die res doen. En dan die laaste een, bedrieglikheid. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Die kinders van God gaan gebuk onder die bedrieglikheid van hulle hart en dit kom so uit. Ek gee iets voor wat nie so is nie. Ag, ons sien dit elke dag. Hy, my broer, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed, man. Maar dit gaan nie goed nie. Hoekom is dit so? Dis 'n bedrieglikheid in die hart. Ek sê, ja, Here, ek sal gaan, maar hier binnekant roep iets, nee. Hoe dalk net mense beïndruk. Ek verkoop iets waardeloos vir iets goeds. En dan kom mense en dan sê hulle, jong, ek weet nie meer Christene besigheid doen nie. Het jy dit al gehoor? Dis tragies. Sê die beste bo en ek sê die lelike onder in die mandjie. Sê vir ander sulke mooi woorde, maar eintlik lieg ek vir hulle. Of baie ongelukkig met iets of iemand, maar ek gee voor dat daar niks fout is nie. Dis bedrieglikheid. Waar kom hy vandaan? Ag man, dit kom uit die woestynlewe, daai vleeslikheid wat nie wil buig en hom nie aan God wil onderwerp nie. Wat is die antwoord?
Wat is die antwoord? Hoe moet ons die simptome hanteer? En al hierdie goed sê, kom ons gaan, ek praat nou volgende Saterdag met julle oor, hoe hanteer ek my woede? Gaan jou leer om jou woede te hanteer. Sê die antwoord? Nee. Of byvoorbeeld, dis 'n terapie wat hulle aanbeveel. Sorg dat daar 'n kussing in jou kar is. En as jy nou hierdie woede of wat ook al beleef, ry eentjie weg in jou kar waar dit stil is, vat die kussing en skree in daardie kussing totdat jy kalm is, dankie. Ek voel goed en dan kom ek by my werksplek aan en net so 'n paar minute of 'n uur of wat. Dan is hy ding weer, dan gaan jy weer 'n week skree in die kussing. Is dit die normale loop van sake? Of deesdae sê hulle, gaan na 'n boom toe, gaan omhels daai boom. En dan hierdie natuurlike vloei van energie deur die, dit gaan vir jou 'n kalmte bring. Vriende, dis die terapie wat ons hoor. Nou sê ek, ons kan dit nie verkondig nie. Wat is die antwoord? Nee, die antwoord is, die kind van God kom en moet by 'n plek kom waar hy die Here vashou, sodat sy hart gereinig kan word, skoon gemaak kan word. Dawid bid dit nadat hy van hierdie dinge beleef het in sy eie lewe. Slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, bid Dawid en hy sê, o Here, skep vir my 'n rein hart, o God. Bedoelende, Here, haal hom uit, ek wil hom nie hier hê nie. Onder andere Psalm 51 vers 12. Ek gaan so 'n paar skrif gee, want môre doen ek dit weer. Dit is waar die herhaling nou inkom. Titus 2 vers 14 sê, hy het homself vir ons oorgegee om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Hy het gesterwe aan die kruis, dis hoekom ek vanmôre genoem het. Dis 'n boodskap van volle verlossing. Hy het nie net gesterf vir ons wedergeboorte nie, hy het gesterwe vir ons reiniging. Hy het gesterwe vir genesing. Ja, die kruisvrug. Dis 'n volle verlossing waarna ons kyk. Gees, siel en liggaam. Titus 2 vers 14. Hy het homself oorgegee om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Francis Ridley Havergal sê hierdie woorde. If all doesn't mean all, what does it mean at all? Ons sê, Here, dit is onmoontlik. Die Here sê, ek het myself gegee aan die kruis om jou te verlos van alle ongeregtigheid. Dis 'n ander naam vir dit wat hier aangaan. Ongeregtigheid. Ek gaan nou skrif daarvoor gee. Wat sê 1 Johannes 1 vers 9? As ons sondes bely. Hy is getrou om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En die teoloog moet my help. Ek sien 2 ondervindinge in 1 vers saamgevat. Daar's 'n verskil tussen vergifnis en reiniging. Groot verskil. 2 ondervindings in 1 vers saamgevat. Handelinge 15 vers 8 en 9. Verwys hulle terug na wat hulle in die bovertrek beleef het. En hy kon aan hulle die Heilige Gees gee, net soos aan ons, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Dis wat daar in die bovertrek gebeur het. Vir 10 dae lank voor God gelê en onder andere sê hulle, en hy het ons harte gereinig deur die geloof en hulle kon die vuur van God ontvang en beleef. Matteus 5 vers 8, wat sê die bergpredikasie? Die Here Jesus self, salig is die wat rein van hart is. 2 Timoteus 2, praat Paulus met Timoteus, hy sê in 'n huis is daar nie net silwer voorwerpe nie, maar wat silwer en aarde voorwerpe, of goue voorwerpe en aarde voorwerpe. Hy sê sommige tot eer, ander tot oneer. Wat is nou die eer en wat is die oneer? Die goud of die aardewerk? En hy sê, maar hy begin so, hy sê ewenwel, die seël van God staan vas met, of die fundament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is, dis die een. En laat elkeen wat die naam van die Here noem, afstand doen, hoor nou, van die ongeregtigheid. Ek gaan afstand doen van hierdie pointer. Ek sit hom daar, ek sê, ek's klaar met jou. Here, U verlos my daarvan. Hy is weggeneem uit my lewe uit. Die Here reinig, hy verlos my. O, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Hy sal sy dorsvloer deur en deur reinig. My liewe broeder, as jy vir my vra, liewe suster, maar Dominee Rudy, wat preek jy nou? Dan sê ek preek vir jou die volle verlossing van reiniging en dat hy nie net onderdruk word nie, want waar gaan die vlees onderdruk of in 'n kamertjie gehou word, ergens hier in jou lewe, want hy kan hom aan God nie onderwerp nie, hy wil nie. Hy moet verlos word van die vlees. Jy moet gereinig word.
Daar's 'n mooi woord in die Engels wat hulle praat as jy begin lees hieroor, en dit is die woord eradication. Ek gaan help vir my, van die dosente, wat leer ons hulle daar by die kweekskool? Die heiligmaking is 'n proses wat by wedergeboorte begin, en vroeër of later behoort uit te loop by die krisis van die verlossing van die inwonende sonde. Is dit reg sover? Ek hoop so. Hierdie verlossing is 'n permanente en 'n algehele verwydering van die inwonende sonde. Wanneer jy nou preek jy sondelose volmaaktheid. Nee. As jy so sê, dan ken jy nie die proses van heiligmaking nie. Want in die proses is daar 'n sielelewe, liggaamslewe, gees wat volkome geheilig moet word. En in hierdie hele proses moet hierdie lewe van my gebring word na 'n plek van rein, heilig, onberispelik of iets dergeliks. Daar's baie dinge wat na vore kom waarvan die Heilige Gees my oortuig en dit word sonde en ek bely dit en ek vertrou die Here ook vir daai deel van my lewe, verreiniging, vervulling. Kan u sien? Dis nie sondelose volmaaktheid nie, maar hy haal die kwaad uit en ek glo wortel en tak, hy haal hom uit. Hy verwyder dit, hy reinig jou daarvan. Afstand doen. En nou kom Paulus en hy skryf in Romeine 6 vers 22. Hy sê, nou dat ek, wag, laat ek hom nou net regraal. Ek het hom nou net 'n oomblik verloor. Romeine 6 vers 22 sê hierdie woorde. Hy sê, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde, diensbaar geword het aan God, het julle vrug tot heiligmaking. Vrygemaak van die sonde. Wat is die antwoord? God wil jou vrymaak van die sonde, van die vlees, van die woestynlewe, want hy het jou uitgelei om jou in te bring. Maar hoor my gou, ek is nou klaar. Nou is daar baie kinders van die Here, hulle staan daar. Jy het dit gehoor vanaand, jy sê dis my lewe. Maar jy staan daar aan die woestynkant van die Jordaan en daar's dinge wat maak dat jy nie ingaan in die volheidslewe nie. Daar's dinge wat jou verhinder in jou lewe wat maak dat jy nie wil ingaan in die volheidslewe nie. Ek gaan môre praat oor die redes waarom kinders van God nie die volheid ingaan nie. Uit die woord. Dis môre aand, dis maandag. Dinsdag aand staan ons stil by hierdie ondervinding. En dan gaan ek vir jou 'n kans gee wat weet, jy leef in die woestyn. Jy weet al hierdie kenmerke in jou lewe. Here, ek moet by 'n punt kom van reiniging. Al hierdie ander goed wat ek probeer het, werk nie. Ek wil Dinsdag aand gaan ek praat oor die oomblik van reiniging en dan gaan ek vir jou kans gee om te sê, kom sit hier voor. Ek wil saam met jou bid. En jy kan die Here vertrou om in Kanaan, Here, lei my deur die Jordaan, of Here, reinig my hart, en vervul my met u Heilige Gees. Maar ons kom daarby. Maar moenie môre aand mis nie. Redes waarom kinders van God talm in die woestynkant van die Jordaan. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat ons u woord het en die opening van u woord gee vir ons lig. En ons weet dat Paulus skryf, hy sê, ek kon nie met julle praat soos met geestelike nie, maar soos met vleeslike, soos met kleinkinders in Christus. Daar was toos en ons het die goed gelees. En het ons het vanaand gesien uit die praktyk. U ken elke een se hart vanaand hier, Hemelse Vader. U weet, en hy weet, sy weet. My hart is so vol van hierdie vleeslike dinge. En dit verhinder dat ek God sou dien. O Here, ek wil kom bid dat u 'n honger en 'n dors sal skep. Ons het dit nou gesing. As jy dors het, kom, sê die woord. O almal wat dors het, kom na die water. Kom drink, sê u woord in Jesaja 55. En daarom bid ons, Here, dat ons hierdie woord sal bewaar, bedink, Heilige Gees, dat dit ryp word in ons harte, en dat ons 'n besluit sal neem. En ons weet, dis die wese van Pinkster. Reiniging, vervulling met die Heilige Gees, in Jesus se naam. Amen.